Kom ons eer die Here net vir hierdie mense hier. Dankie Vader. Dankie Vader vir elkeen van hierdie musiekgroep. Dankie vir hulle harte, Vader. Dankie vir die feit dat hulle voor kon stap en vanoggend. As ek dink aan die tyd van Josafat, toe hy die woord gespreek het, het hy vir hulle gesê, dat hy vir hulle veg. En Vader, ek glo ons is in so 'n oomblik. En ek dank U Vader vir die feit dat ons die sangers, die band voor ons kon uitgaan en vir ons lei. En dat ons kon U naam begin groot maak en verklaar. U is goed en die goedheid is tot in ewigheid. Here, ons loof U net en ons prys U net vanoggend. Vader, is vir ons 'n wonderlike tyd van die jaar, wanneer ons die dood en opstanding van die Here Jesus vier en oordink en opnuut bewus word en opnuut die dankbaarheid uit ons kan vloei. Om U net te loof en te prys, Vader. Ons dank U daarvoor. En Vader, ek wil U daaraan herinner dat U gesê het, en niet geprofeteer, daar is geprofeteer oor hierdie dorp. En soos Andries verlede jaar vir ons gesê het, daar sal 'n stroom van lig wees wat uit hierdie dorp uitvloei. En Here, ons verklaar dit. As U dit gesê het, staan dit en sal dit staan en sal dit so wees. En almal van ons sê amen daarop. So is dit en so sal dit wees. En ons dank U Vader dat U besig is om ons voor te berei en besig is om ons harte reg te kry, Here, en ek dank U vir hierdie woord wat U aangedeel het. We need to reset our hearts. En Here, ek dank U dat daar 'n resetting is van ons harte. En ek bid ook Vader dat deur die woord wat ek vanoggend bedien, dat U sal net voortgaan om in ons harte te werk. Ons loof en prys U daarvoor. Dankie Heilige Gees vir die teenwoordigheid en vir dit wat U in ons harte ook doen vanoggend. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Ek het op 'n stadium gevoel, jy kan enige een van die liedjies wat die band gesing het vanoggend kon jy net aangaan. Toe daai eerste Afrikaanse liedjie gesing het, ons kon net aangegaan het. So dis vir my awesome. En ek wil vanoggend met julle deel, en ek wil hê ons gaan na Hebreërs, stuk 10. En ek wil vanoggend daar uitdeel, maar ek is eintlik op pad. En ek wil julle saam met my vat na uiteindelik vers 19. En ek gaan nie nou vers 19 lees nie. Maar dis iets wat ek ervaar het in my hart, en ek gaan nie doen wat ek ervaar het. En die hele ding, die gedeelte wat ek vanoggend na gaan kyk, is eintlik, 'n ou kan eintlik gaan stil staan en kyk daarna, stap vir stap vir stap. You can just go and study it. Want daar is soveel wat opgesluit is. Daar is vir my sleutelwoorde in hierdie gedeelte. En ek gaan ongelukkig, gaan ek nie by elkeen kan stilstaan soos wat ek wil nie. Maar ek is eintlik, soos ek sê, ek is op pad om nie vanoggend uit te kom by 'n plek, wat ek glo die Here wil ons ontmoet. Dis al wat ek wil sê. So as 'n mens na Hebreërs 10 toe gaan, en
Dit gaan op die bord wees, Hebreërs 10, gaan die Amplified wees, die eerste een is vers 1. Dan begin hy in die eerste woord, en ek gaan net sekere woorde noem, en ietsie oor elkeen sê. Hy sê, want die wet, wat 'n skaduwee het van die toekomstige gewelddade. Die wet was 'n skaduwee. As jy na 'n skaduwee kyk, as iemand om 'n hoek stap, en die son kom van agteraf, en jy staan aan die ander kant, en die son is agter daardie persoon, en hy gooi 'n skaduwee, dan sien jy die skaduwee voordat jy die persoon sien. Maar die regte ding is die persoon. Die skaduwee sê net vir my, hy kom. En dit is wat die wet was. En dit is baie belangrik, as jy wil die wet verstaan, die rol van die wet. Die wet was 'n skaduwee van die regte ding. Ek moet myself net heeltyd in toom hou, want ek wil net gaan en afgaan op 'n paadjie. Maar as ons nou verder lees, dan sê hy van die toekomstige gewelddade, nie die beeld self van die dinge nie, kan nooit deur dieselfde offers wat jaar na jaar gedurig gebring word, die wet, die wat toetree tot volmaaktheid lei nie. Let op na die woordjie toetree. Die Engels is to enter in. So dit gaan op die einde van die dag to enter in. Die opskrif van vanoggend se woord, let wel Ian, laat ons toetree. Let us enter in. Dis vanoggend se tema. Let us enter in. En dis eintlik 'n uitnodiging en 'n oproep van die Here se kant af. Let us enter in. En julle sal later verstaan wat ek daarmee bedoel. Maar hierdie woord, hy sê, die wat toetree tot volmaaktheid lei nie. Let op na die woordjie volmaaktheid. Met ander woorde, dis volmaak beteken, daar's niks wat bygevoeg kan word of by kan kom nie. Die Engels praat van it's perfection. Ek wil net eintlik kyk wat sê hy hierso. Make perfect. Met ander woorde, daar's niks wat die wet kan jou nie perfect maak nie. Dit kon dit nooit doen nie. Dit was nooit die rede waarvoor die wet gegee is nie. Die wet is basies my effort. Dit wat ek moet doen. So jou effort en my effort gaan my nooit bring waar ek moet wees nie. En dis wat eintlik hierdie voorkomende naweek oor gaan. OK. Vers 2 sê, anders sou hulle nie opgehou het om geoffer te word. Anders sou hulle opgehou het om geoffer te word, omdat die wat die diens verrig, nadat hulle eenmaal gereinig is, geen bewussyn meer van sondes sou gehad het nie. Bewussyn van sonde. Die Engels praat van, for if we were otherwise, would these sacrifices not have stopped being offered, since the worshippers had once for all been cleansed, they would no longer have any guilt or consciousness of sin. Any guilt or consciousness of sin. Ek wil vandag vir u sê, en dit is so maklik om dit wat ek sê uit konteks uit te haal. So ek gaan net sê en gaan nie verder te veel daaroor worry nie. Mense in ons tyd, en dis hoe ons groot geword het 'n consciousness, ek praat van wedergebore Christene, het 'n bewussyn of 'n bewustheid van sonde. En die manier wat jy dit kan uitvind en dit identifiseer is wanneer jy luister na mense se gebed. Hoor mooi wat ek sê.
As iemand bid, en dit het baie gebeur, ek hoor dit nie deesdae meer so baie nie. Waarmee eindig mense baie keer? Hulle eindig, bid wat hulle wil bid, en dan sê hulle, Here, en vergewe al ons sondes. Hoor my hart. Dit is 'n oormaat, dis my mening, laat ek dit so stel, 'n oormaat van bewustheid van sonde. Julle sien, ons het nodig om iets te verstaan, en dit is dat Jesus het kom deel met sonde. Maar daar is 'n punt wat hy ons verder wil vat. Hy wil ons verder vat. En dis waarom ons moet bewus wees van die feit van wat hy wil doen. Daarom sê hy, die wet gaan jou nie veroorsaak 'n bewussyn van sonde. Ek wil 'n vreemde ding sê. Aan daai belydenis, ons is maar sondaars, is daar gekoppel, wat ek sê, en ek sê weer, dis my opinie, 'n valse nederigheid. 'n valse nederigheid. Asof ek wil sê, ag Here, ek is nou maar net 'n sondaar. Ek weet, Here, ek verdien niks. Dis 'n feit. Ek verdien niks. Maar die woord van die Here sê vir my, dat Jesus het vir my alles verdien. En my belangrike ding is om te verstaan dat ek nou in Christus is. En ek steen nie meer, dis wat die woord sê, in Galasiërs 2 vers 20 sê die woord, en ek sê, dis vir my al, daardie versie staan vir my uit, hy sê, ek is met Christus gekruisig, en ek leef nie meer nie. Niks wat my aangaan tel meer nie. Daar's niks wat ek kan doen, wat die moeite werd is nie. Daar's niks wat ek kan bydra nie. Ek is met Christus gekruisig en ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my, en die lewe wat ek nou lewe, leef ek deur die geloof in die Seun van God, wat homself vir my oorgegee het, en my lief het. My geloof is nie in my vermoë nie, my geloof en my fokus is op Jesus, wat in my is. Ek steun, en ek wil dit met alle respek sê, ek ry op sy rug, en dit wat hy gedoen het. Dis waaroor hierdie naweek wat voorkom, Paasnaweek, dis wat ons vier, dis wat Jesus kom doen het. So met ander woorde, ek wil vandag vir u sê, dis eintlik, om op daardie manier die Vader te nader. Here, ek is maar net 'n arm sondaar. Broers en susters, as jy die res van hierdie, as jy nou gaan sien waar ek gaan uitkom, dan sê hy op 'n stadium, hy sê, laat ons dan toetree, met 'n verragtige hart. Because of what Christ has brought to pass. Laat ons toetree. Ek wil my nie self vooruit hardloop nie. So dis in plaas van wat ons wil hê, Here, ek is maar net 'n arme sondaar. Is eintlik pride. Want ek sê nie wat die woord van my sê nie. Julle nog daar. Ek sien iemand het uitgestap, vertrou hulle het toilet toe gegaan. nou lees vers 3. Maar in die offers is daar jaar na jaar 'n herinnering aan die sondes. Dis wat dit doen, dit herinner ons. Ons kom nooit verby daai punt nie. Ons kom nooit verby daai punt nie. Gaan altyd terug na daai plek. Altyd terug. En daar's 'n aspek in wat ons moet verbykom. Dit is wat ek verlede week gedeel het, Romeine 6 vers 4. Sodat ons in 'n nuwe lewe kan wandel. In 'n nuwe lewe. OK. Nou,
as ons nou verder gaan, nou praat Jesus, nou kom die skrywer van Hebreërs en hy praat oor Jesus. En ek wil vers 5 lees. Daarom sê hy, hy sê, want die bloed van stier en bokke kan onmoontlik die sonde wegneem. Daarom sê hy, as hy in die wêreld inkom, slagoffer en spysoffer wou u nie hê nie, maar u het vir my 'n liggaam berei. Nou as dis nou as vir die studente, as jy nou verder gaan kyk, en dan sien hy uit vir ons 'n liggaam, hy sê die Vader het vir hom 'n liggaam berei. Daar kan baie daaroor gesê word. Vers 20 sê, op die nuwe en lewende weg wat hy vir ons ingewy het deur die voorhangsel heen, dit is sy vlees, sy liggaam. Nou daar kan, soos ek sê, baie meer daaroor gesê word, wat ek nie nou gaan doen nie. Nou vers 6 sê, brandoffers en sondoffers het u nie behaag nie. Vers 7, toe het ek gesê, kyk, ek kom, in die boekrol is dit van my geskrywe, om u wil te doen, o God. I've come to do your will. En dit is, as jy nou die hele ding van, om aan die Here oor te gee, moet jy 2 versies in gedagte hou, of 'n versie spesifiek in gedagte hou. Romeine 12 vers 1. Om jou liggaam as 'n lewende, welgevallige offer aan die Here te gee. Dis wat Jesus gedoen het. Die Vader het vir hom 'n liggaam gegee. Nou daai liggaam was nie bevlek met sonde nie. Maar hy het sy liggaam gegee. Wat het hy vir die Vader gesê? Ek kom om u wil te doen, Vader. Hy moes 'n liggaam hê. Hy moes 'n mensenliggaam gehad het. He had to have a human body to do for us on the cross what he did. Hy moes 'n liggaam hê. En die Here het vir hom een voorberei. En die Here het dit vir hom gegee. Maar toe sê Jesus, ek kom om u wil te doen. Here, ek kom om u wil te doen. Dis waarvoor ek is. Julle sien, in werklikheid glo ek, dis deel van wat gebeur het, is dat Jesus het in die psalms hierdie skrifte gelees. En in die proses, hy die woord geken. Hy het dit bestudeer. Hierdie is psalms wat dit voorspel word, hierdie gedeeltes, wat hier aangehaal word. Jy kan self na die verwysings gaan kyk. So met ander woorde, Jesus het gelees. En op die einde van die dag in die tuin van Getsemane, toe Jesus gesê het, laat Here, as dit u wil is, laat hierdie beker by my verbygaan. Jesus het geweet, want hy het vooraf geprofeteer, hy het heeltyd vir sy disippels gesê, dis wat met my gaan gebeur. En eintlik, soos wat ek het verstaan, was hy in die tuin van Getsemane, het hy gesê, Here, is dit nou die tyd? En hy het uitgemaak en die Here het gesê, dis nou die tyd. En hy het opgestaan, en toe die hele ding aan die gang gekom, op die einde van die dag gekruisig. Ok, so met ander woorde, dit gaan om, ek is hier om u wil te doen. Nou as ons nou verder gaan, al hierdie dinge wys vir ons in 'n rigting, vat ons in 'n rigting. Nou, ek wil nie die alles lees nie. Nou in vers 10 sê hy, deur hierdie wil is ons geheilig. Kyk die manier hoe dit geskryf word. Is ons geheilig. Is ons geheilig. Dis in die verlede tyd. Dis klaar afgehandel. Is ons geheilig. Deur die offer van die liggaam van Jesus. Deur die liggaam van Jesus Christus, net eenmaal. Na sy offer was daar nooit weer 'n verdere offer nodig nie. Want hy het 'n volmaakte offer gebring.
Daarom hy het sy liggaam gegee en hy het toegelaat dat sy liggaam was 'n offer wat hy aan die Vader gebring het vir die mensdom, vir my en vir jou. Deur hierdie wil is ons geheilig, deur die offer van die liggaam van Jesus Christus net eenmaal. En elke priester sal wel dag vir dag om die diens waar te neem en dikwels dieselfde slagoffers te bring, wat tog nooit die sondes kon wegneem nie. Maar hy het nadat hy een slagoffer vir die sondes gebring het, vir altyd gaan sit aan die regterhand van God. Net so terloops om vir julle te help om iets te verstaan. In die tabernakel van Moses en in die tempel was daar nêrens 'n stoel nie. Nêrens 'n plek om te gaan sit nie. Wat beteken? Dis nog nie afgehandel nie. Dit dra by om te verstaan. It's not done yet. There was nowhere there was a chair for any of the priests to go and sit on. Maar hier sê hy, maar hy het nadat hy een slagoffer vir die sondes gebring het, vir altyd gaan sit aan die regterhand van God. It was finished. It was done. Nou, en wag nou verder totdat sy vyande gemaak is 'n voetbank van sy voete. En dit is wie ons is. Ek gaan nie daarop uitbrei nie. Ons is hier om seker te maak dat sy vyande die voetbank van sy voete word. Dis waar die kerk van Jesus inkom. En ek en jy is Christene. OK. Nou vers 14 is vir my 'n besondere versie. Want hy sê, want deur een offer het hy vir altyd volmaak. Deur een offer het Jesus vir altyd volmaak. Onthou in die begin het hy het gesê, hierdie offers kan niemand tot volmaaktheid lei nie. Nou sê in vers 14, hy sê deur een offer, sy offer van sy liggaam. Dis, ek verwys almekaar terug daarna. Dis waaroor Paasnaweek gaan. Gaan oor die offer van sy liggaam. Deur een offer het hy vir altyd, vir ewig volmaak. Volmaak beteken it's done. Hy het die beeld van God en die wat weergebore word gerestoreer. En dis wat Efesiërs 4 vers 24 sê. Ephesians 4 verse 24 says, put on the new man, created to be like God in true righteousness and holiness. Dis wat dit beteken, to be recreated. Wow. Dis eintlik awesome, om dit te verstaan. He recreated, in ons, he recreated us in the image of God. Wat sonde versteur het, maar is terug herstel deur Jesus Christus. OK. Dis vir my net awesome. Maar dan sê hy ietsie anders. Want deur een offer het hy vir altyd volmaak. Dis iets wat afgehandel is. Ek het dit al hoeveel keer gesê, jy kan nie heiliger word as wat jy is, as jy die dag weergebore word nie. Jy kan nie heiliger word nie. Jy kan ook nie meer regverdig word as die dag toe jy weergebore is nie. Jy het sy geregtigheid ontvang as 'n gawe. Dit is wie jy nou is. That's who you've become because of Jesus. OK. Nou sê hy so.
vir altyd volmaak die wat geheilig word. Wat is hierdie proses? Wat geheilig word. So, dis 'n proses. En in die verlede het ek 'n eenvoudige definisie daarvan gegee. Nadat ek weer gebore word, is ek op hierdie pad. Ek word nou wat ek is. Met ander woorde, my gees is volmaak, is weergebore. Daar kan niks meer bykom nie. Kan niks verder doen om meer heilig of meer regverdig te word nie. It's done. Dis afgehandel. Vir altyd volmaak. Die wat geheilig word. Jy sien, ek en jy het 'n siel en 'n liggaam. En dis waar die proses nou die proses wat in my gees plaasgevind het, moet nou deurwerk na my siel en my liggaam toe. The process, that what happened in my spirit, must work through, as ek dit so kan stel, na my siel, my soul and my body. Dit is die proses van om geheilig te word. Dis die proses van wat ons dan noem heiligmaking. Heiligmaking is nie om ek wil amper sê, jy het nie meer nou 'n doelwit waartoe jy werk om daar te kom nie. Dis afgehandel binne in jou, maar dit werk nou deur. Dis die proses. OK. En ook die Heilige Gees gee aan ons getuienis, want wat het nou gebeur toe hy ons weergebore is, en ek gaan nie daar verder ingaan nie, die wet is nou in ons harte geskrywe. Dis waarom ek en jy die begeerte het om te doen wat reg is, nadat ons weergebore is. Dan gaan hy aan en hy sê, ek sal my wette gee in hulle hart en in hulle verstand sal ek dit inskrywe. En aan hulle sondes en hulle ongeregtigheid sal ek nooit meer dink nie. Maar waar daar nou vergifnis van hierdie dinge is daar geen offer meer vir die sonde nie. OK. Nou die Engels sê vir my, ek wil die Engels gebruik. Vers 19. Ekskuus. Ek het hom nie so op hierdie voor. Luister wat sê die skrywer, hoe sê hy dit? Therefore. As gevolg van dit, because of everything that we've read now, as gevolg van dit wat ons deurgegaan het, wat ek net kortliks vir julle genoem het, therefore, brethren, therefore, as gevolg van dit, since, dis wat nou die Amplified sê, hy since we have full freedom and confidence to enter into the Holy of Holies by the power and virtue in the blood of Jesus. Die Afrikaans sê, terwyl ons dan broeders vrymoedigheid het om in die heiligdom in te gaan deur die bloed van Jesus. Ek hou van die New King James Version. Dis die oorspronklike, dis die naaste aan die oorspronklike vertaling. Hy sê, therefore, brethren, having boldness to enter the holiest by the blood of Jesus. Nou ek en jy moet vir onsself gaan uitmaak. Hoe lyk vrymoedigheid? Hoe lyk boldness? Hoe lyk dit vir jou? To be bold. Jy kry mense wat bold is. Ons sê vir sulke mense, hy het nie 'n bang haar op sy kop nie. Dit is vir my moeilik om dit te beskryf, maar hy sê,
We have boldness, vrymoedigheid, to enter the holiest of holies. Die hoëpriester in Israel, in die tempeldiens, het eenmal 'n jaar, moes hulle deur 'n hele proses gaan, van offerande en what have you. En dan moes hy die bloed van die offer vat, en hy moes die bloedoffer in die allerheiligste invat. En daar versoening doen vir die volk. As gevolg van dit wat Jesus gedoen het aan die kruis en sy bloed, het ek en jy die boldness waar die hoëpriester in vrees en bewing daarin gegaan het. Want as daai offer op verkeerde manier voorberei is, kon hy daarin gaan en dood neerslaan. Daar word gesê, hulle het 'n tou om sy enkel gebind, sodat as daar iets met hom gebeur, dat hulle hom net kon uittrek. Want wie sou daarin gaan om hom te gaan haal? Hoe waar het is, weet ek nie 100% nie. Maar dis die soort van vrees en bewing. Die woord van die Here sê vir my en vir jou, we have the boldness to enter into the holiest of holies because of the blood of Jesus. Die bloed van Jesus kwalifiseer my en jou om in die allerheiligste in te gaan. En ek kan inkom en aankom en sê, Vader, hier is ek. En weet julle wat? He welcomes me. En dis die hart van die Vader vir my en vir jou. Nou wil ek vir julle so 'n bietjie 'n kykie gee, want partykeer verstaan ons nie heeltemal wat dit beteken nie. Exodus 25 verse 22. Ek lees dit in die Amplified. Exodus. Ek wil nie te veel daarop ingaan nie. Exodus 25 vers 22 sê. Nou, as jy Exodus 25 gaan lees, dis nou in Exodus is nou net nadat hulle die wet ontvang het en die verbond met God gemaak het en al die dinge. En nou is dit ekskuus. Nou het God begin en hy het vir Moses die opdrag gegee om die tabernakel op te stel, te bou. Julle, wat is die eerste ding wat aandag aan gegee word? Nee, okay, hier gaan ons nou en ons bou die struktuur nie. Hy begin by die ark. The Ark of the Covenant, die ark van God se teenwoordigheid. Dis waar dit begin. En van daar af gaan hy uit. Dit op sigself is interessant. Maar op hierdie ark, en ek gaan nie nou daarop ingaan nie, maar vers 2, die eerste deel wat hy van praat, hy praat van die ark en die twee engele, die serafs wat bo in die ark is, wat oor die deksel van die ark is, maar hy praat van die deksel, wat die versoendeksel is. Die Engels praat van the mercy seat. Die versoendeksel. Nou as jy wil iets net vir diegene wat wil 'n bietjie verder gaan lees, as jy gaan kyk in Romeine 3, vers 26, maar jy moet dit in die Amplified lees, dan sien hy, dan praat hy van the mercy seat. En dan bring hy dit in verband met dit wat Jesus gedoen het. Okay. Wat het daar gebeur? Hy sê, you shall put, vers 21, you shall put the mercy seat on the top of the ark, and in the ark you shall put the testimony, the 10 commandments that I will give you. Nou luister hierna. There I will meet with you.
And from above the mercy seat, from between the two cherubim that are upon the ark of the testimony, I will speak intimately with you. Julle, waar is die mercy seat nou? In my gees. The mercy seat is in my heart. En jy sien, nou is alles het by mekaar gekom, nadat Jesus, as jy na die eerste deel gaan kyk, dan sien hy, dis wat hy gedoen het, sy bloed, het dit nou teweeg gebring. Hy sê, nou is die mercy seat, as gevolg van die feit dat ek weergebore is, in my gees. Sê, there I will meet with you. So as ek met die Here wil ontmoet, dan I go inside. Ek luister in my gees. En dis waar ek julle wou gebring het vanoggend. Wat kwalifiseer my en jou om in die allerheiligste in te gaan? Die bloed van Jesus. Dis die enigste ding wat my kwalifiseer. Niks anders nie. Die bloed van Jesus. En ek het hier 'n klomp skrifte. 1 Johannes 1 vers 7 sê, wat sê, die bloed van Jesus reinig my van alle sondes. Kolossense 1 vers 14 sê, dis deur sy bloed, wat ons verlos is. Efesiërs 1 vers 7 sê dieselfde. En dan Romeine 5 vers 9 sê, ek en jy is geregverdig deur die bloed van Jesus. So as ek praat van die bloed van Jesus in Hebreërs 10 vers 19, dan sê dit vir my, die bloed spreek. The blood is speaking. The blood is speaking. Die bloed spreek van jou en my. Gaan lees daarvan. In Hebreërs hoofstuk 12. Hy sê, die bloed spreek van beter dinge as die bloed van Kain. Of die bloed van Abel. Wat is die een wat Abel? Sy bloed roep uit. Vengeance. Veroordeling. Judgment. Die bloed van Jesus oor my en jou roep uit. Geregtigheid. Vergifnis. Dis wat die bloed uitroep. So as ek die bloed van Jesus saam met my vat, as ek dit so kan stel, en ek hou dit aan my, naby my, dit is wat my kwalifiseer om in die teenwoordigheid van die Vader te wees. En baie van julle wat hier sit, baie sit hier, en jy het miskien nog nooit hierdie stap geneem, bewustelik. Ja, jy het nader tot die Vader, maar jy het nog nooit gesê, Here, vanoggend kom ek in die allerheiligste in, met die bloed van Jesus. Dis wat my kwalifiseer. En ek kom met boldness. Ek wil vir Mimi vra om te kom. Mimi, asseblief. So ek het gevoel in my gees vanoggend. Nou wil ek vir jou vra, nou is dit nie meer man en vrou nie. Nou is nie pa en ma nie. Dis nie meer, nou is dit oor jou. En ek wil vanoggend jou uitnooi. Ervaar dis wat die Here wil hê, wat ons moet doen. Ons gaan toepas wat ons nou gehoor het.
So wat ek nou gaan doen, jy kan begin speel as jy reg is, hoor Mimi. Julle sien die woord sê, ekskuus, ek wil net gaan na daai skrif toe. Hy sê, laat ons toetree. 22 vers 22 van Hebreërs 10. Let us all come forward and draw near with true hearts in unqualified assurance and an absolute conviction with boldness. Ek wil elkeen met sy oor, julle met elkeen julle oor toemaak. In die eerste plek wil ek sê, as daar iemand is, dat jy is nie seker in jou hart, dat jy 'n kind van die Here is nie. Dan wil ek 'n gebed saam met jou doen vanoggend. Dat ons almal op dieselfde bladsy kan wees. As jy nog nooit Jesus aangeneem het nie, nooi ek jou uit om hierdie gebed saam met my te bid. As jy nie die sekerheid daarvan het dat jy kind van God is nie, bid net hierdie gebed saam met my. Romeine 10 vers 9 en 10. Bid agter my aan, sê Hemelse Vader, ek staan vandag voor U, net soos wat ek is. Ek glo dat Jesus vir my sondes aan die kruis gesterf het. Ek glo dat U God Jesus uit die dood uit opgewek het en dat Jesus lewe. Vandag bely ek dat Jesus Christus my Here is. Dit wat Jesus vir my gedoen het ek nou my eie gemaak. Terwyl ons hoofde gebuig is daar enige persoon is wat hierdie gebed gebid het vandag, wil ek jou vra as jy, om vir my net jou hand op te steek, as daar so iemand is, wat het vanoggend vir die eerste keer gedoen het. OK. My kyk asseblief. Ek wil vir julle vra, ek gaan jou iets doen wat jy, of jou help om iets te doen wat jy miskien nog nooit gedoen het nie. Vir party van ons is dit nie vreemd nie. So wat ek vir jou uitnooi om vanoggend te doen, is ek gaan jou lei in 'n gebed. En ek gaan 'n gebed van vergifnis bid oor die algemeen. Maar as daar enigiets is wat jy voel wat in die pad staan, dat jy vanoggend kan verklaar, dit bely en dit regstel, en dat die bloed van Jesus jou reinig. En as ons dit gedoen het, gaan ek jou uitnooi om vanoggend, maar ons gaan ons oë toemaak, want ek wil nie jy moet sien wat iemand anders te doen nie. En in jou hart gaan jy fokus. En jy gaan vanoggend sê, Vader, ek kom nou in die allerheiligste in. Ek sê jou lei in hierdie gebed, deur die bloed van Jesus. En ek staan voor U. En ek gaan jou vra om dan op te let. Dan gaan daar net musiek wees. Dan gaan ek jou uitnooi.
jou vra om te kyk, wat kom by jou op? En luister mooi wat ek sê. Dit gaan nie veroordeling wees nie. Dit gaan die Vader wees wat met jou praat. En as daar 'n gedagte inkom, 'n skrifgedeelte, of net 'n gedagte, let op na dit wat in jou gedagtes inkom. Let daarna op. En skryf dit neer. As jy nie papier, 'n boek het om dit neer te skryf nie, gaan na jou notes toe in jou selfoon, skryf dit neer. Want ek glo die Here wil met jou kommunikeer. En dit gaan nie net hier wees vanoggend nie. As jy eers 'n bietjie wil dink daaroor of wat ek al, dis reg. Dan gaan ek jou vra om by die huis te gaan en dit te doen. Op jou eie te gaan en sê, Here, ek is in die allerheiligste. Wat sê jy vir my? Onthou wat ek gesê het en wat Exodus gesê het. There I will speak intimately to you. Okay. Is julle reg? Maak net julle oë toe. Dit agter my aan sê, Hemelse Vader, is daar enigiets is tussen my en U? 'n Sonde? Bewustelik? Onbewustelik? Bely ek dit nou? Ek sê, Here, vergewe my. Father, if there's anything between you and me, any sin, shortcoming, I confess it before you today. And now, I receive the cleansing of the blood of Jesus. Ek ontvang nou die reiniging van die bloed van Jesus. Nou gaan ek jou lei in hierdie gebed. Sê, Vader, ek kom vanoggend deur die bloed van Jesus. En ek kom in die teenwoordigheid in. Is daar iets wat jy vanoggend vir my wil sê? For those who are English speaking, pray this prayer. Say, Heavenly Father, I come this morning through the blood of Jesus that cleanses me and has cleansed me. And I enter now. And I say, Lord, is there anything that you would say to me this morning? So ek gee vir almal kans vir so 2-3 minute om net te luister.
As jy klaar is jy welkom om vorentoe te kom en vir jou 'n bekertjie en 'n broodjie te kry. Ons gaan nou nagmaal hou. Ek wil vir jou sê, miskien het jy nie spesifiek iets ervaar nie. Ons is nog steeds in die teenwoordigheid van die Here en miskien is het vir jou makliker om hierdie prentjie vir jou te skep, dat jy nou saam met Jesus aan die tafel sit. En dat dit is hy wat vir jou sy liggaam uithou en hy sê neem eet.
Dis my liggaam wat vir jou gebreek word. Dan vir jou die beker te gee en vir jou te sê, hier is die nuwe verbond wat ek en jy het met die Vader in my bloed. En selfs in hierdie oomblikke kan hy vir jou iets met jou kommunikeer. Wees net oop daarvoor. So kom ons maak ons oop toe. In die eerste plek sy liggaam is vir jou gebreek. En die gedagte kom net by my, wat Jesus vir jou vanoggend sê, dis my liggaam wat vir jou gebreek word, gebreek is. Dis deur my wonde wat jy genees is. So in die ontvang van hom, van hierdie sy liggaam vanoggend, wil ek vir jou sê, in die naam van Jesus, ontvang jou genesing. Ontvang dit. Neem eet. Dis my liggaam, sê Jesus, wat vir jou gebreek is. Nou sê ek vir jou, ontvang my bloed vanoggend, wat vir jou gestort is. Neem dit en drink dit. Die beker van seën. So enige van die profetiese ouens wat iets ervaar of beleef, sê iets is wat die Here op jou hart gesit het, dat jou die geleentheid gee, te bedien vanoggend, dit wat op jou hart is, vir iemand of is julle reg. Ek wil vir jou vanoggend sê, gaan nou en doen dit. Gaan pas dit toe. En hierdie week wat voor lê. As jy in 'n situasie kom, gaan op hierdie manier en gaan voor die Here. Sê Here, wat sê U vir my oor hierdie situasie? Gaan in sy teenwoordigheid in. Sê vir hom, Here, ek luister. Okay. So ek sê net vir elkeen van julle, hierdie tyd, my gebed is dat in hierdie tyd, die realiteit van dit wat Jesus gedoen het, vir jou so realiteit sal wees soos nog nooit tevore nie. Dat dit vir jou 'n tyd vir jou en jou persoonlik en jou gesin, dat dit 'n tyd sal wees wat jy net sal sê, wow.
Dis my gebed vir elkeen van julle. So ek sê vir jou, die Here seën jou. The Lord bless you. In hierdie tyd waar iemand op die pad gaan, ontvang sy beskerming, ontvang die beskerming van sy bloed. Die Here seën jou, en die Here behoed jou. Die Here se aangesig skyn oor jou. En sy genade, His grace, His favor is upon you. Die Here verhef sy aangesig oor jou. En hy gee vir jou vrede.